Goeiemôre, liewe kollegas. My naam is Martha Susanne Elisabeth Skeepers. My studentennommer is 21202108. Hierdie is die werksopdrag nommer 1 vir Afrikaanse literatuur, 301 werksopdrag 1. Hier gaan ons vandag leer oor wat is die verskil tussen fonemiese bewustheid, fonologiese bewustheid en leesvlotheid. En hierdie 3 is almal bitter baie belangrik vir ons ontwikkeling van ons kinders. Fonemiese bewustheid, fonologiese bewustheid en klanke is die konsepte wat altyd in taalkunde en lees en skryf gebruik word. Hulle raak aan die vermoë om klanke in 'n geselskap van taal te kan herken en te manipuleer, maar daar's 'n verskil in die betekenisse en die toepassings. Elke een van hierdie konsepte is belangrik in die ontwikkeling van leesvaardighede en skryfvaardighede. Maar fonemiese bewustheid is dikwels die sterkste voorspeller van suksesvolle leesvaardighede, omdat dit die basis vorm vir die verstaan van klanke en hoe dit bymekaar moet kom. So ek gaan vir jou verduidelik, wat is die basiese 3 konsepte en hoe ons hulle dan uiteen gaan sit vir die kinders om dit beter te kan verstaan. Fonemiese bewustheid is wanneer 'n leerder die kleinste vormpie, die kleinste gedeeltetjie van 'n klankie kan manipuleer en dan te kan onderskei tussen ander klanke. Dis 'n deel daarvan en hoe die foneme in die woorde, hoe hulle voorkom en hoe hulle geskat dan kan word. Voorbeeld hiervan is om 'n woord vir die leerders, 'n voorbeeld hiervan is om ons kan vir die leerders sê, goed, luister na my woorde. Ek sê vir jou, t, wat vorm dit? En hulle moet jou kan sê, die woordjie mat. Dit is 'n baie spesifieke vorm van 'n fonologiese bewustheid, sodat ons op 'n gedetaileerde vlak kan sien waarop ons kan meer beklemtoon en waaroor ons meer kan fokus. Dan gaan ons oor na fonologiese bewustheid toe. Hier is waar ons 'n breër vermoë te toets van klanke, veral in Afrikaans. Hier moet ons ook kan manipuleer. Dit sluit in die herkenning, nie net van die foneme nie, maar ook van ander klanke. En hier kom lettergrepe, rym en begin- en eindklanke by. Voorbeelde hiervan kan wees dat ons vir 'n leerder die woorde boek in lettergrepe kan verdeel. So ons sê vir hulle, kom ons deel dit in lettergrepe, boek, boek, een lettergreep. Waar ons dit moeiliker kan maak is as ons die kind se naam byvoorbeeld gaan in lettergrepe deel. En as ons sê, my naam is Marlies, dan sê ons Marlies. Ons klap hom gewoonlik, dis makliker. As ons 'n voorbeeld van rym wil vat, gaan ons dalk 'n boek lees wat sê, vandag is dit blou, môre gaan ons rou. En hulle moet weer kan sê blou en rou rym. Dis 'n basiese, bitter klein voorbeeld van fonologiese bewustheid. Klanke kan so eenvoudig soos die individuele klanke en geluide verwys. So klanke is wanneer mense in 'n geselskap sit en die woorde word uitgedruk. Dit is 'n klank wat uit jou mond gepraat word en met hierdie klanke leer kinders om taal te kan bou. Die leerder hoor dat kat word kaat word saamgesit en dan word die woordjie kat gesê. Ons fokus hier dat die leerders die klank deur spraak hoor en dit genereer dat daar nie net 'n beperking is na die kognitiewe prosesering van die herkenning nie, maar dat dit die basis vorm van ontwikkeling. Die volgende is die voorkoming van die interventieraamwerk vir fonemiese bewustheid en leesvlotheid. Nou daar kry ons 3 verskillende vlakke.
So die eerste vlak is die universele ondersteuning. Dit beteken die voorkoming daarvan. Hoëgehalte klaskameronderrig. So hier beteken dit, as jy in jou klas oordentlik gaan klas gee, dit daarop gaan let, hoe jy dit gaan doen, gaan ons kinders nie sukkel hier meer nie. Leerders wat sukkel sowel as leerders wat dit nie verstaan nie. Hier kan ons sê, ons gaan stelselmatig stadig begin met klanke. So ons gaan kyk, ken die kinders hulle basiese klanke, as hulle nie weet dis 'n kind nie, gaan hulle nie kan vir ons gaan sê dit is die woordjie kat nie. Ja, as juffrou moet die klas geleentheid gee, as jy sien daar is kinders wat sukkel, doen dit in kleiner groepies, roep die kind een op een na jou toe as 'n juffrou, as al die ander maatjies werk, roep hulle na jou tafel toe en heronderrig hierdie kinders. Vlak 2 is geselekteerde intervensie, vroeë intervensie. Jy as juffrou moet seker maak, die kinders wat in jou klas is, wat sukkel, moet jy sorg, hulle werk in kleiner groepies, of by jou by ‘n tafel. Jy mag nie die kinders laat sleg voel nie, ons gaan dit 'n spelletjie maak en hulle gaan hulle die meer leer. Vlak 3 is 'n intensiewe intervensie, spesifieke, meer intensiewe onderrig. Hier moet leerders individueel of in baie klein groepies werk, sodat hulle die regte leiding kan kry en presies kan weet wat om te doen en met minder moeite kan regkom. Intensiewe oefeninge wat jy met die leerder doen, al beteken dit dat jy ander leerders moet besig hou en hierdie leerder net met hulle moet werk. Hierdie is 'n raamwerk en die mikpunt is om probleme met leesvaardigheid te voorkom. Dit is vroegtydig om dit aan te spreek en daaraan te kan werk. Dit kombineer fonemiese bewustheid, sowel as leesvlotheid en gestruktureerde stapgewyse benadering met die 3 vlakke. Deur die 3 vroeë identifikasies en gestruktureerde intervensie op elke vlak, help ons die raamwerk van te verhoed dat die leerders met permanente leesprobleme te voorkom. Hierdie oplossing en vlakke is beide voorkomend en remedierend. Nou het ons gesê, fonetiese bewustheid is wanneer ons die basiese vorm kan gee. So hier kan ons voorbeelde soos, ons kan hier, is daar 4 voorbeelde. So die eerste ene is klankidentifikasie. Wat is die eerste woordjie wat ons sê, hoor as ons sê kat? Dan moet hulle vir jou kan sê k. Dan het ons klanksegmentasies. En dan sê ons, segmenteer vir ons die woordjies, so sprei hulle uit mekaar uit. Met wat begin hond? Dan o, n, d, hond. Klanksmelting, wat hoor jy as jy vir jou sê s, o, m, som? En dan klankvervanging. Wat gaan ons hoor as ons sê die woordjie klap? Nou gaan ons die k vervang met die woordjie s. So ons gaan nie sê klap nie, ons gaan sê slap. Goed. Dan as ons oorgaan na fonologiese bewustheid. Dit het ons gesê, dis die vermoë om klanke en woorde uit te kan brei, te herken, en dit is 'n belangrike vaardigheid vir die ontwikkeling van lees- en spelvaardigheid. So hier kan ons klanke afbreek. Hier is waar ons rymwoordjies inkom, wat ons sê beer, teer, been, seer. Ons gaan woordjies hê wat ons gaan sê, woordjies sê, nou maar ons leer die klankie moet hulle vir my kan sê, noem vir my 5 goedjies wat met begin. 'n muis, 'n mat, 'n mes, 'n mik, 'n meermin. Goed, dan gaan ons na die volgende toe. Wat ons dan gaan sê is ons klanke. En hier het ons gesê, ons klankies is ons basisvorm van alles wat ons leer. Dit is ons taal. Klanke is belangrik en dit help ons met die volgende. Met lees- en spelontwikkeling, verstaan van alle verband tussen skryf en lees, ons taalvaardighede en ons fonetiese bewustheid. Ons leer klanke deur middel van alfabet
Leerder ken een klankie op 'n slag en so bou ons hulle woordeskat aan. Dan die voorstelling van die voorkoming van intervensies in raamwerk. Die hoofdoelwitte van 'n raamwerk is om vir jou fonetiese bewustheid te versterk, verhoog van jou leesvlotheid en vroeë intervensie en voorkoming. Jou raamwerk bestaan uit 3 hoofkomponente, naamlik primatiewe maatreëls, doeltreffende intervensie en monitering en evaluering. Baie dankie dat u na my toespraak geluister het.